Goeiemôre almal, dit is vanmôre vir my so 'n wonderlike voorreg om die woord met julle te kan deel. En terwyl ek hier staan, toe ons Your Presence is Heaven sing, toe ervaar ek hoor al van gisteraand, of dit gaan nou snaaks klink, hoor ek water. Ek hoor water, ek luister gisteraand, terwyl ek voorberei, luister ek 'n sang van Hillsongs, en ek hoor water op die sang. Ek dink vir myself, het hulle nou special klanke of iets bygesit, maar ek hoor water, en terwyl ek hier staan, die teenwoordigheid van die Here is soos water vir jou siel. En ek weet ook om die Here vir my water gewys het, van dit wat ek vanoggend met julle wil deel, is iets wat die Here vir my gewys het. So ek wil eers die beeld vir jou gee, wat die Here vir my gewys het, en ek wil hê vanmôre jy moet 'n prentjie sien saam met my. Ek gaan die prentjie vir jou skets. En ek glo regtig dat dit is 'n woord in tyd. Ek het die oggend in my kantoor gesit, ek is net besig met die Here, en hier kom hierdie woord. En toe moet ek net begin skryf, en ek moet net skryf. So ek deel graag met julle hierdie woord. Ek het gesien 'n hart, maar 'n fisiese hart, nie 'n hartjie so geteken nie, die hart hier binne. Ek het gesien 'n rooi fisiese hart met al sy aortas en ek weet nie al. En ek sien 'n hand. En in my toe ek die hand sien, toe weet ek dis God se hand. En ek sien hierdie hart is in sy hand en hy dip dit so in die water. Verstaan jy nou hoekom hoor ek heeltyd water? En hy dip dit so in die water. En dan hy tel dit op en dan dip hy dit weer so in die water. En as asof hy wil seker maak hierdie hart word gedip in die water. En hy dompel hom so in die water en hy dompel hom so in die water. En toe 'n volgende oomblik sien ek 'n hart, maar die hart het letsels op, merke op, asof hy verwond is, hy seer. Dis 'n seer hart, dis 'n hart wat seer gekry het. En ek sien hierdie hand kom, en hy het salf, maar so sag, hy werk so sag met daai hart. En hy gaan en hy vee daai hart, daar waar die letsels is, en hy vee hom, en hy vee hom, en hy maak hom, en hy vat weer salf, en hy vee hom, en hy vee hom al die kante, oral, elke seerplek, vat hierdie hand, maar hy werk sag, hy werk nie hard nie. Selfs daardie indompeling dit was 'n gracious, dit was nie net, dit was so sag, so teer. En hy maak hierdie hand, en die volgende oomblik, toe sien ek 'n hart in die hand, en hy maak so met hom. Jy weet mos as hulle die hart mos gaan staan het, en hulle resusciteit hom, en hy masseer hom, maar sag, nie vinnig en ongeduldig, en so sag. En ek sê, Here, ek weet, toe Arnold vir my sê ek moet preek, toe weet ek dat ek weet. Hierdie is vir ons. En ek vra, Here, wat beteken dit? Wat wil U sê? So gaan my geleentheid om hierdie 3 gedeeltes, hierdie 3 stukke wat ek gesien het, want weet julle wat, die Here het iets groot in stoor vir Charisma vir volgende jaar. En die Here wil nie hê, jy moet met hierdie goed van hierdie jaar in jou hart loop nie. Arnold het gepraat van maak gate, grawe gate, maak plek. En ek ervaar in my harte, ons Woensdag aand by Asembid, ervaar ek net die Here sê, my presence is an open door. God wil iets doen in hierdie gemeente en vir die gemeente, en hy wil dit vir jou doen. En hy wil nie hê jy moet met die goed waarmee jy geloop het. Hy wil hê dat dit klaar sal wees vandag, dat jy reg kan wees en oop kan wees en gereed kan wees van dit wat hy wil doen. Hy wil nie hê jy moet terugkyk en wonder en spekuleer nie. Hy wil vanmôre vir jou sê, hy is hier, want hy wil jou 'n hart van goud gee. Ek sal nou verduidelik wat ek met dit bedoel. So stick with me, gaan jou vertel.
Die hart wat onder die eerste gedeelte was, die hart wat onder die water gedompel is. En ek het ervaar, die Here het gesê, dis eintlik tweeledig. Dis eerstens vir 'n hart wat uitgedor is, uitgedruk is. Hierdie jaar het jou gedruk, hierdie jaar het jou uitgedroog, en jy is daar soos 'n dor hart, maar hy sê vanmôre, is hy hier met sy strome van lewende waters. En hy wil jou hart vat, en hy wil jou hart in dit indip, en hy wil dit weer doen, en hy wil dit weer doen, want ons het 'n God, wat 'n God van oorvloed is. Hy wil nie 'n halwe werk vir jou doen nie, hy wil seker maak dat elke deel van jou hart is vernuwe. Want omstandighede kom, Spreuke sê, in Spreuke 13 vers 12, 'n uitgestelde hoop maak die hart siek. Maar 'n wens wat uitkom, is 'n lewensboom. Die Message sê, unrelenting disappointment, mekaar, leaves you heart sick. But a sudden good break can turn life around. En vanmôre wil die Here vir jou nuwe hoop gee. Hy is jou hoop, 'n hoop wat nie beskaam nie. En vanmôre wil hy kom en sê, gee my jou hart. En hy wil dit so sag. Jy weet, maak jou oë toe en dan voel jy soos waters wat oor jou loop. Dis wat hy vir jou wil gee, as jy voel jy is in 'n woestyn, en jy is dor, en jy is uitgedroog deur goed van die lewe. Maar dis ook 'n hart wat sê, Here, ek dors na U. Here, ek dors na U. Ek soek na meer van U. Ek soek na meer van die krag. Hy sê, kom, hierso. Ek maak jou vol. Ek dip jou in. Eerlik gisterand toe ek bid, toe ervaar ek hoe doen hy dit met my. Hoe dip hy my in. Esegiel 47 praat van waters. Eers tot by die enkels, dan tot by die knieë, dan waar hulle swem. God wil hê jy moet swem. Hy wil hê jy moet, was jy al by die see, dan staan jy eers in die vlak water, en dan wanneer jy kan sien vanmiddag, gaan jy dieper in. God wil hê jy moet nog dieper inkom. God wil hê hierdie gemeente moet dieper inkom. Dieper inkom. He wants to dip you. Jy weet, as jy daai beskuit indip, dan is hy hele beskuit vol. As ons iemand doop, dan sê tot hier, alles is nat. En dis wat God vir jou wil doen. Hy wil jou indip. Hy sê, kom. Daar's 'n lied wat sê, all who are thirsty, all who are weak, come to the fountain, dip your heart in the streams of life. Let the pain and the sorrow be washed away. God wil dit vir jou vanmôre doen. God wil jou pyn en jou seer, wil hy wegwas. Hy wil nie hê jy moet daarmee loop nie. Teleurstelling maak jou hart siek. Disappointment in iemand, in iets, daai ding spin jou toe soos 'n kokon. Maar God sê vanmôre, kom, ek wil jou dip in die rivier van lewe, in die rivier van lewe. As jy net sal kom. As jy net sal kom. Hy staan en hy wag. Ek hoor hom dit sê. Ek hoor hom, hy's reg. Hy's reg vanmôre as jy wil kom na die strome van lewende waters. Jesaja 55 vers 1 sê, o almal wat dors het, kom na die waters. En wie geen geld het nie, kom, koop en eet. Ja, kom, koop sonder geld, sonder prys, wyn en melk. Melk praat van abundance. Abundance. Ek wil vir julle gou 'n versie lees in Psalm 36 vers 9. Hoor gou hoe mooi is dit. Hulle verkoop hulle aan die vettigheid van u huis. So dit sê vir my, dis 'n tafel wat nie skraffie gedek is nie, hoor. Dis 'n tafel wat gedek is. Vettigheid. As jy gaan oopmaak, as jy gaan sê, Here, I want to be a funnel. I don't want to be an umbrella. I want to be a funnel.
waardeur U kan kom. Jy kan hom vertrou. Jy kan hom vertrou. Hy wag om dit in jou lewe in uit te giet. En dan sê hy, en U laat hulle drink uit die stroom van U genietinge. Life is supposed to be joyful in die Here. Hy is 'n God van joy, van vreugde. Neerslagtigheid is nie van die Here af nie. Maar as jy gaan kom vanmôre, laat hy jou hart dip in sy water. Kom vanmôre. Kom, hy staan en hy wag. Jy loop swaar, jy loop gebukkend. Maar vanmôre sê die Here, ek wil vir jou 'n nuwe hart gee. 'n nuwe hart. 'n hart wat reg is vir dit wat kom. We gotta prepare. We gotta make room. We gotta dig deep for what's coming. Oh, it's gonna be glorious. It's gonna be glorious. As ons dit gaan soek met ons hele hart, God stel nooit teleur nie. Die tweede gedeelte, vat hy die hart en hy smeer die salf aan. Dalk was dit 'n jaar van seer kry vir jou. Jy is verwond deur iets wat iemand gesê het of gedoen het. It was for freedom that we've been set free. Moenie daai goed koester nie in die naam van die Here. Hy weet jy kry seer. Hy weet en hy het compassion met dit. Daai hand, ek wens ek kan vir julle 'n video speel van dit wat ek gesien het. Ek wens ek kan dit geverf het, maar ek kan nie dit doen nie. Dat jy kon sien hoe sag hy met daai hand gewerk het. God weet van jou. Hy weet van jou seer kry. Maar ek bid dit waar jy nou daar sit, dat jy sal voel sy hand aan jou hart besig om herstel en genesing vir jou te bring. Want sy woord sê in Psalm 147 vers 3, hy genees die wat gebroken is van hart. En hy verbind hulle wonde. Hy los jou nie. Hy gee om vir jou. Hy hoor jou. Niemand sien dalk hoe bloei jy binne nie. Maar die Here het gesien en my vanoggend gestuur om vir jou te sê, hy stuur om jou vir met die balsem van Gilead aan te smeer. Los dit. Gee dit vir hom, moet dit nie verder dra nie, vergewe, spreek vry, stap aan, moenie die sak dra nie, jy sien, daai goeders raak soos 'n baksteen wat jy hier insit, en hier insit, ekskuus, ek wil net gou tissue. En die gewig raak swaar, maar hy het gekom, sodat jy lewe in oorvloed kan hê. Psalm 51 vers 19 sê, die offer van God is 'n gebroke gees. 'n gebroke en 'n verslae hart sal U, o God, nie verag nie. Hy kyk nie verby dit nie. Hy sê nie, ag, kom reg, kom oor dit nie. Nee, hy sit stil en hy sê, kom ek maak dit vir jou nuut. Kom ek maak dit vir jou. En dan Psalm 34, Lucia, kan jy vir my opsit? Die Here is naby die wat gebroken is van hart. En hy verlos die wat verslae is van gees. The Lord is near to the heartbroken, and He saved those who are crushed in spirit. Almal van ons kom daar. Almal van ons kom ergens, die lewe vra nie jou naam nie, hy vra nie waar jy vandaan kom nie, hy deel sy slae uit. Maar God sê, ek is hier vanmôre, ek is naby die wat gebroken is van hart, which is crushed in spirit. Have you ever been crushed in your spirit?
maar daai balsem kom, en hy vee dit. En weet jy wat is daai balsem? Dis sy woord. Met sy woord maak hy jou heel. Met sy woord maak hy jou vry. Met sy woord help hy jou om te vergewe die wat jou te nagekom het. Het is net deur sy woord. Weet jy, as ons probeer het ons hy uit. Ek praat vanoggend met iemand, ek sê, ag, dit hou miskien 'n uur. Dan is jy alweer daar. Maar as jy deur God se gees toelaat, dan wil ek vir jou sê, jy gaan eendag op 'n plek kom, waar jy gaan kan sê, dit is nou, I dealt with it, it's okay. Ek kan nie dit vergeet nie, dit sou cool gewees het as ons dit delete knoppie gehad het, net so. Maar jy gaan daaraan kan dink, sonder dat dit seer maak. Jy gaan daar kom. Daar was 'n tyd in my eie lewe wat ek gedink het, gaan ek ooit weg van hierdie seer afkom? En ek wil vir jou sê, ek is 'n lewende getuie. God heals. Not just physically, but emotionally. En dan die derde gedeelte, was die hand wat hy gedruk het en gelaat los het. Dit praat van 'n hart wat dood is. 'n Hart wat geresusciteer moet word. Miskien het die lewe vir jou so druk geraak, dat jy voel nie meer nie. Jy bestaan net, jy staan elke oggend op, jy gaan deur emotions, jy doen jou goed, okay, dankie tog, deur nog 'n dag gekom. Maar God is hier vanmôre, en hy wil jou hart nuwe lewe gee. Nuwe lewe gee. As jy sal kom na die fontein van lewe, sal hy dit vir jou gee. Spreuke 15:13 sê, 'n vrolike hart maak die aangesig bly, maar by die verdriet van die hart is die gees neerslagtig. Jy sien, as daar 'n issue in jou hart is, maak dit 'n uitdaging om bly te bly. Daai depressie, daai neerslagtigheid kom bekruip jou so, hy lê so en loer vir jou. Maar vanmôre sê die Here, hy is hier met sy lewende water. As jy sal kom en jou hart in die hand van die Meester kom lê. Ons kan hom vertrou met ons hart. Die woord sê, bewaak jou hart meer as enigiets, want daaruit is die oorspronge van die lewe. So dis nie verniet dat die Here vanoggend praat met, wat is die toestand van jou hart? Wat is in jou hart vanmôre? Voordat jy vir my na die laaste slide toe gaan, wil ek net eers gou iets lees. Ek lees gisterand, ek onthou, die Heilige Gees herinner my aan Esegiel 47 van die waters, né? En ek wil vir julle lees in vers 8 en 9. En hy het vir my gesê, hierdie waters vloei weg van die oostelike landstreek en loop in die vlakte af en gaan na die see. In die see word dit uitgelei, sodat die waters daarvan gesond kan word. En al die lewende wesens wat wemel, oral waar die dubbele stroom kom, sal lewe. Waar God se waters kom, is daar lewe. Lewe. Hulle het gewemel. Wemel is baie en baie aktiwiteit. Die mense wat visvang sal weet. En daar sal 'n menigte visse wees. Nie bietjie nie. Menigte visse wees, omdat hierdie waters daarheen gekom het. En die waters sal gesond word, en alles wat lewe sal daar kom. Hulle skryf ietsie so by, ek het so studie Bybel, hy sê, die lewende water wat God sal verskaf, beskik oor oneindige mag om te vernuwe, te herstel, en uit die doodheid op te wek. En die Here het vir my 3 beelde gegee. Ek het die beelde gekry nog voordat ek gisterand hierdie gekry het. Die eerste een is om te vernuwe. Dis amazing. Dis amazing. Dis wat hierdie ou hierso skryf hierso. Hy sê die water het 'n oneindige mag om te vernuwe, te herstel en weer
uit die dood uit op te wek. Toe ek dit lees, toe kan ek dit nie glo nie. Ek sê, Here, U is so getrou. U is so getrou. U bevestig dit wat U vir hierdie gemeente wil sê vanmôre. Jy kan maar vir my na die laaste slide toe gaan. Daardie is 'n bak wat gebreek het, wat aan mekaar gesit is met goud. In die Japaneese kultuur gooi hulle nie iets weg nie. As 'n bak, 'n vaas of 'n iets gebreek het, dan vat hulle al daai stukkies en hulle sit dit aan mekaar met goud. En hulle noem dit kintsugi. En weet julle wat beteken kintsugi? Golden repair. So jy is miskien gebreek deur die lewe, deur goed wat gebeur het. Miskien is dit hoe jou hart gevoel het, in stukke. Maar die Meester kom met goud en hy sit dit aan mekaar vas. En weet jy wat? Daai bak is meer werd as voor hy gebreek het. Want dit het goud in. En ek staan eendag, ek het hierdie al gedeel met Girls Assault hierdie deel, en ek staan eendag en ek share met hulle en boom, net daar wys die Here vir my dat die goud, weet waarom hy sit daai stukke aan mekaar vas, is sy woord. So jy's beter af nou as voordat die vaas gebreek het. Want daar is nou bygesit. Jy sien, jy het gedink dat jy het verloor toe jy in stukke gebreek is. Maar God het gesê, nee, dis nie hoe God se wiskunde werk nie. Hy kom en hy vat dit wat gebreek is en hy sit dit aan mekaar en hy voeg by. Hy bou sy woord in jou in en hy sit jou aan mekaar en daai woord maak dat jy meer waarde het as voordat jy gebreek was. Golden repair. God is hier vanmôre want hy wil vir jou 'n hart van goud gee. God is hier vanmôre want hy wil vir jou 'n hart gee wat vol is van sy krag en van sy Heilige Gees. Come to the fountain. Let him dip your heart in the stream of life. So wie is jy vanmôre? Watter een is jy vanmôre? Het jou hart vernuwing nodig? Dors jy net na die Here? Het hy nodig om 'n golden repair met jou te doen? Of het hy nodig om vir jou 'n nuwe lewe te gee? Hy wil nie jy moet net bestaan nie. Dis soos die ou wat by die bad van Bethesda gelê het. Hy lê na my. Hy hoop nou maar iets gebeur. Vir 38 jaar. Goodness, 10 jaar is lank vir my. Ek kan nie eers dink hoe 38 jaar moet voel nie. Maar vanmôre is die Meester hier. Jy is nie net gemaak om te oorleef nie. Om te bestaan nie. Ek moet dit net maak. Ek moet dit net maak. God het vir jou groot dinge in stoor. En God wil vir jou uitgiet. Super abundantly. Efesiërs 3 vers 20. He wants to do more than you could ever ask or think. Ever. Al wat hy vra is yield your heart. Hy sê vanmôre vertrou my met jou hart. Vertrou my met jou hart. God is nie 'n mens. God maak nie soos wat mense maak nie. Hy het in die woord wat Arnold gebring het hy gesê, sy hart is vir jou. Sy hart is vir jou. Ek wil hê jy moet dit hoor vanmôre. Sy hart is vir jou. Wil die band nie gou vorentoe kom nie, asseblief. So kom ons maak ons oë toe.
Daar is 'n sensing in my hart dat ons moet bietjie sit vanmôre by die Here. Ons lewe in 'n tyd wat alles so laat hy met jou praat vanmôre. Jy is nie toevallig hier nie. Hy het 5 weke terug al geweet, jy gaan vanoggend hier wees en dit is die boodskap wat jy moet hoor. Hy wil jou 'n nuwe hart vanoggend gee. 'n Hart wat nie meer swaar dra aan die sorge van die lewe nie. 'n Hart wat nie meer swaar dra aan goed wat vir jou gesê is nie. 'n Hart wat vergewe, wat vry is. Jy dink jy sit iemand anderster omdat jy nie vergewe nie. Dit sit jou in bondage. Dit maak dit swaar vir jou. Just let go. Just let go. As jy teleurgestel is, wil ek jou sê, vertrou hom. Vertrou hom. Moenie na die leuns van die vyand luister wat sê God gee nie om nie. It's not true.